wat ons mag smag in hierdie lewe het Naaman gehad. Hy het 'n hoë posisie gehad, hy het nie 'n tekort, hy het nie 'n gebrek aan niks gehad nie. Maar ten spyte daarvan, hy het ook 'n aansien gehad. Hy was 'n gerespekteerde man deur die koning en in die gemeenskap. Hy het aansien gehad, hy het status gehad. Maar die woord van die Here sê, maar behalwe dit alles, hy het alles wat die hart van 'n mens kan begeer, maar hy was melaat. Hy het gelei aan 'n siekte waarvoor daar geen oplossing is nie. En as jy daai siekte het, die siekte van sonde, want melaatsheid is 'n simbool van sonde. Verder maak dit nie saak nie, dis waarom die woord van die Here sê, wat baat dit vir die mens, as hy die hele wêreld gewin het as sy eiendom, maar sy siel ly skade. As jy ly in die melaatsheid, is net 'n kwessie van tyd. Dit maak nie saak wie of wat jy is of wat jy het nie, is net 'n kwessie van tyd. En almal van ons sit met die probleem. En die Here het vir ons 'n oplossing, soos hy vir Naaman ook 'n oplossing gehad het. In die boodskap wat hy vir die profeet gegee het vir Elisa. En 'n mens kan die hand van die Here sien in hierdie werking. Want Elisa het hier self die boodskap oorgedra nie. Elisa het net die boodskap vir sy diensknegt Gehasie gegee. En Gehasie het die boodskap oorgedra. Wat vir ons wys, dit is nie 'n werk van die mensie. Dit is nie Elisa se boodskapie. Dit is eers Gehasie se boodskapie. Gehasie wat die boodskap oorgedra het. Hy het self ook 'n probleem in sy hart gehad met sonde. En hy wat die boodskap oorgedra het op die einde van die dag verlore gegaan. Die Here gee vir ons die antwoord van dit wat ons nodig het in 'n boodskapfamilie. Net soos Naaman 'n probleem in sy hart met melaatsheid gehad het, wat 'n simbool van sonde is. En die Here die antwoord gegee deur 'n boodskap, deur die profeet Elisa. So gee die Here vir hierdie aarde, vir hierdie wêreld, vir die laaste dae, vir die tyd waarin ons lewe. Terwyl hierdie manne die beloofde land gegaan verken het, terwyl ons ook hier by die grenses van die hemelse beloofde land, gee die Here ook vir ons 'n boodskap. Openbaring 14 vers 6 tot by vers 12. Die laaste boodskap, want by vers 14 kom die Here Jesus Christus op die wolke van die hemel. En net soos hy self in hierdie werk besig is, hy en sy engele, so is Satan en sy demone ook net so besig in hierdie laaste dae. Hy gee vir ons 'n boodskap van verlossing, 'n boodskap van waarheid, want Satan is besig met misleiding in hierdie laaste dae. En dit is net waarheid wat vir ons kan vrymaak van die bande van misleiding wat Satan op ons geplaas het. Misleiding oor die gebooie, die wegraping, en om vir ons te sê dat in hierdie laaste dae sal ons geen benoudheid sien nie. Wel, die woord van die Here sê, familie, net soos hulle by die grenses en 'n berig gebring het ek ook vir ons 'n berig in hierdie agtermiddag. En ons lees dit in Jakobus hoofstuk 5 van vers 1 af tot by vers 3. Het die woord van die Here vir ons 'n bemoediging en 'n waarskuwing vir ons hier
dus kan die grens in die laaste dae. Die woord van die Here sê, kom nou, julle rykes. Ons weet mos wat dit is om ryk te wees. Iemand wat nie 'n tekort het aan geld nie. Hy sê, kom, julle wat ryk is en ween. In ander woorde, hy sê, wees hartseer. Ek het nou 'n voorbeeld gemaak van Naaman, 'n ryk man. Hy het alles gehad en geen gebrek gehad aan niks nie. Maar hy het 'n dodelike siekte gehad. Vir hom was dit net 'n kwessie van tyd. En al sy rykdom kon hom nie vrygekoop het van hierdie melaatsheid nie. Die koning van Syrië het juis vir hom gestuur vir genesing na die koning van Israel. En toe hy by die koning van Israel kom, die vooraanstaande manne, die leiers van hierdie wêreld, toe hy daar kom met sy melaatsheid, met sy siekte, toe skeer die koning sy klere. Toe vra die koning, is ek dan God? Dink jy ek is God? Ek is die God, hoe kan jy na my toe kom? Ek het die beheer oor lewe en dood. Die koning het sy klere geskeer. Want as die Here beweeg, dan is die leiers van hierdie wêreld se hande afgekap. Ons lewe maar asof die bestuur van die sake van hierdie wêreld in ons hande is. Maar as die Here toelaat, dan kan ons maar net terugstaan en dan kan ons die skade bereken van dit wat gelukkig was om oor te bly nadat die teëspoed of die ramp vir ons getref het. En ons wat ryk is soos Naaman, wat nie 'n flinter omgee oor die melaatsheid van ons sonde nie. Ons jag die rykdom en die plesier en die aansien van hierdie lewe en van hierdie wêreld na. Daar is 'n ramp vir ons op pad. Daarom sê Jacobus, kom julle wat ryk is en ween, wees hartseer oor die ellende wat op pad is. Daar is 'n ellende wat op pad is. En hierdie ellende, ons lewe mos van dag tot dag, asof daar nie 'n God is wat bestaan nie. Daar's 'n ellende wat op pad is. En hierdie ellende gaan oor een en elkeen van ons kom. As ons van hierdie melaatsheid, van sonde, vrygemaak is en gereinig is, deur die bloed van die Here Jesus Christus. Daar's 'n ellende vir hierdie wêreld op pad. Jacobus sê, julle se rykdom is bedorwe. Dit verweer, dit raak klaar soos ou klere. En selfs hulle se klere word deur die motte verniel. Die goud wat ons vir ons voor afsloof, die skatte, dit wat ons aan waarde heg, die skatte van hierdie wêreld, hulle se goud en hulle se silwer is verroes. Die Here het vir Naaman genees. Die profeet het niks geskenke by hom aangeneem nie, om vir hom te wys dat die geskenk van die Here, genesing van sonde, bevryding van sonde, reiniging van hierdie diep siekte, wat een en elkeen van ons mee besmet is. Die Here gee dit vir ons verniet. Hy gee dit gratis. Hy gee dit as 'n geskenk. Maar
elkeen van ons om vrede te kom sluit saam met die Here Jesus Christus. Hoe bevoorreg is ek en u nie? Hoe bevoorreg was Gehasie nie gewees nie? Hy is die een wat die boodskap by die profeet gekry het. In ander woorde, hy het 'n voorreg om die waarheid te kan ken, wat in staat is om hom vry te kan maak. Net soos elkeen van ons in hierdie agtermiddag die voorreg het, dat die woord van die Here in hierdie agtermiddag op 'n skingbord tot een en elkeen van ons kom. Die Here sal vir hom ver agteroor buig om uit sy pad uit te gaan, om hierdie genade binne die bereik van een en elkeen van ons te bring. Maar net soos wat die Here uit sy pad uit gaan om hierdie genade na ons toe te bring, so ver as wat hy hom agteroor sal buig, net so ook moet een en elkeen van ons weet, dat die Here sal sonde nie oorsien nie. Lucifer, Satan, al die ander gevalle engele, al die ander demone, was uit die hemel uitgegooi as gevolg van sonde. So hoekom sal die Here vir my en vir u met ons sonde in die hemel in toelaat? Adam en Eva is uit die tuin van Eden uitgegooi as gevolg van sonde. Hoekom sal die Here vir my en vir u toelaat met ons sonde? Sonde gaan nie daar in nie. Ons het die agtermiddag, in hierdie agtermiddag het ons die voorreg dat die genade en die barmhartigheid van die Here binne in die geklank van ons ore is. Net so het Gehasie, die dienskneg, 'n voorreg gehad om in dieselfde huis saam met die profeet te kan lewe, om die werk van die Here elke dag te kan aanskou, om die wonderwerk van die Here, om die wonderwerke wat die Here deur Elisa gedoen het, om het elke dag in die oë in te ervaar en te aanskou. Maar hy was soos Judas. Judas is in die teenwoordigheid van die Here. Die Here het Judas se voete gewas. Hulle het saam geëet. Net soos Pontius Pilatus. Pilatus het voor Jesus gestaan. En toe besluit hy, maar hy sal sy eie hande was in onskuld, terwyl hy voor die skepper van die hemel en die aarde staan. Voor sy skepper, voor die een wat vir hom ook gesterwe het. Hy staan voor die een wat vir hom kan nou reinig van sy melaatsheid. Die een wat hom kan reinig van sonde, maar hy sien eerder kans om sy eie hande te was. Ons het die voorreg in hierdie agtermiddag. En ons lewe nog in 'n tyd van vryheid. Daar is geen benoudheid op hierdie oomblikie, maar daar is 'n benoudheid op pad. En ons het nog die vryheid om die Bybel wat daar in die huis lê wat vol stof is, om dit nader te trek en dit oop te maak. Ons kan sien in ons eie lewe, in ons huise, in ons strate, in ons woonbuurte, in elke dorp, in ons land. As ons die nuus aansit, dan kan ons sien hoe ongoddelik is die dae besig om te word.
Die Heilige Gees van die Here in die laaste dae is besig om geonttrek te word. Daar is nog nie benoudheid nie. Daar is nog nie vervolging nie. Ons het nog nie vryheid. Maar wat doen ons daarmee? Ons smeer ons sterre vir ons aan die Here af. Dit is wat ons doen met die genade en met die tyd wat die Here vir ons mee uitkoop. Hierdie tyd wat ons nou hiermee sit, daar's mense wat nou voor hierdie sonsak vanaand nog sal sterwe. Maar hier is ons, die genade van die Here het vir ons deurgedra. Maar wat maak ons met hierdie genade wat die Here vir ons gee? Daarom, Gehasie, jy kan letterlik sê, Gehasie is binne in die kerk. Hy sien elke dag die wonderwerke van die Here. Hy is die man wat die boodskap van Elisa oorgedra het aan Naaman. Maar hy homself, net soos ons kerkmense. Daarom ek myself kan nie hier staan en vir u preek asof ek nie ook melaatheid van sonde in my hart het nie. Ons het 'n melaatheid van sonde in ons hart. Daai een sonde, wat ons sê, is 'n klein sonde. Ons moet worstel met daai sonde. En solank as wat dit vandag is, as die Here ons genade toon, en die Here kom by ons verby, kom ons maak ons 'n saak met die Here reg. Ons moet daai klein sonde in ons hart, elkeen weet mos wat 'n sonde is aan die hart. Daai sonde wat die Heilige Gees saam met ons dag en nag mee borstel, om te sê, los hierdie houding, los hierdie manier van dinge doen, wat het ook al mag wees. Ons moet die sonde oorkom vandag, deur die krag en die genade van die Here. Want as ons dit nie oorkom nie, dan sal dit groei, dan sal dit groter word, dan sal dit sterker word. Daai Heilige Gees van die Here, wat by ons pleit, kom asseblief, dit maak nie saak wat het jy gedoen nie, dit maak nie saak hoe groot jy dink hy sonde is nie, kom nou, en maak jou saak met die Here reg. Ons is letterlik nou, in die tyd en soos die diewe, wat op die kruis gehang het. Daar is nie meer tyd nie, maar daar is nog genade in hierdie 11de uur. Maar wat maak ons met die bietjie tyd wat ons nog het? Die sonde sal jou oorkom, as jy dit nie oorkom nie. Gehasie het hierdie boodskap van bevryding gebring, maar hy het die melaatheid van sonde in sy hart, het hy 'n gierigheid gehad. Hy bly saam met die profeet. Hy het nou net die les geleer, wat die Here God van Naaman wil leer, dat dit wat die Here vir ons wil gee, kom as 'n geskenk deur genade, bevryding van sonde, ewige lewe. Hy het nou hierdie les ook moes geleer het, maar hy sit in sy hart, sit hy met 'n gierigheid. En omdat hy nie die gierigheid in sy hart en geoorkom het nie, het hy gegaan en 'n plan gemaak. Hy het agter Naaman aangehardloop. As ons nie die sonde oorkom nie, ons sit los elke dag saam met onsself. Ons kan vir ander mense lieg, maar as ons vir onsself lieg,
jy verslaaf is en jy wil genees word en jy wil bevryding hê, die eerste stap na bevryding is om op te hou om vir jouself te lieg. Praat met jouself, wees eerlik met jouself, kyk waar is jy, vra vir jouself, waarheen is ek op pad? Die loon van die sonde is 'n doodloopstraat. Sonde is lekker, die lekkerte van sonde is net 'n vinger lank. Die duiwel is 'n goeie werkgewer, maar hy is 'n slegte betaler. Gehasie praat met homself en hy het 'n gierigheid vir hierdie blink goede soos Jakobus sê. Weet julle ryk is, weet julle wat nog agter die rykdom van hierdie wêreld wil aangaan. Hy vertrou nie op die voorsiening van die Here nie. En ek en u in hierdie agtermiddag, dit maak nie saak wat ons omstandighede mag wees nie. Dit maak nie saak wat 'n probleme ons mag ervaar nie. Is reg, hierdie manne wat die land gegaan verken het gekom en gesê, die mense is groot, die vyande is groot, die stad is geversterk. Dit maak nie saak nie. Die Here God wat saam met ons is, in geloof en in vertroue saam met hom, moet sy teenwoordigheid moet meer 'n realiteit wees as die pyn wat ons van dag tot dag ervaar. Die feit dat die Here saam met ons is, moet 'n groter werklikheid wees as die werklikheid van die krag wat geblok is en van die rekeninge wat moet gebetaal word en van alle probleme en pyn en lyding en hartseer en geswoeg en geskinder en 'n gerugstekery wat ons dalk mag ervaar. Maak hier saak of die wêreld hulle se rug op ons gedraai het nie, en of ons vergeet is in die oë van die wêreld nie, en of ons niks is nie. Ons moet nie soos hulle vir hulle self gesien het. Hulle het hulle self as niks gesien nie. Gehasie het ook gedink aan wat kan hy doen met hierdie geld. En hierdie probleme van hom het ook gevoel asof dit groter is. Asof dit 'n groter werklikheid is as die werklikheid dat die Here God, hy bly saam met die profeet. Hy sien nie wonderwerke. Hy ken nie waarheid. Maar sy probleme is vir hom 'n groter werklikheid as die werklikheid in hierdie agtermiddag dat die Here God sal vir hom voorsien. Die Here sal vir my en hy sal vir u voorsien. Ja, die vyand is groot en sterk, maar kom ons kan die land in besit neem. Daar is 'n nuwe wêreldorde wat op pad is, 'n nuwe geldstelsel. Hierdie godsdienstvryheid wat ons vandag ervaar, waarin hierdie godsdienstvryheid van ons weggeneem sal word. Maar ons kan ook, soos Caleb sê, is reg, die duiwel, sy demone is groot en sterk, maar ons kan ook, nie deur ons eie krag nie, ons kan ook hierdie stad in besit neem. Caleb het hulle stil gemaak en gesê, laat ons optrek en dit in besit neem. Ons kan dit sekerlik oorweldig, ten spyte van die vyand wat sterk is. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, as hy sê ons kan, die
Want hulle is groter as ons, hulle is sterker as ons. Hulle kyk na hulle self, hulle kyk na hulle eie vermoë. Hulle haal hulle se fokus af van die belofte wat die Here God gegee het, dat hy gesê het, ek sal hulle in die land inneem. Net soos Gehasie wat sy oë van die Here afgehaal het, dat sy probleme 'n groter werklikheid gewees het, as die werklikheid dat die Here die boodskap van verlossing in sy eie mond ingesit het. Die boodskap wat in staat was om van Naaman te bevry, het hy betwyfel. En hulle gesê, ons kan nie. En wat is hierdie tyd van benoudheid wat hy vir ons van kom vertel? Net soos ons ook, die duiwel vir ons ook, mislei deur vir ons te sê, ons sal weggeraap word. Hierdie tyd van benoudheid wat die Here hiervan praat, ons sal nie daar wees nie. Ons kan nog aangaan met ons lewe as normaal. Die koms van die Here is nog ver. Joshua het gekom en gesê, as die Here 'n welbehae in ons het, familie, en dit is ook my bemoediging in hierdie agtermiddag. Die Here God is geen aannemer van persoon nie. Dit maak nie saak wie of wat ons vandag is nie. As die Here 'n welbehae in ons het, as die Here na ons lewe kyk, en die Here is gelukkig met wat hy sien, en die Here is tevrede met wat hy sien. As ons hierdie goeie stryd in ons hart stry teen self en teen sonde, as die Here 'n welbehae in ons het, dan sal die Here, soos hy beloof het, dit is 'n land waarin hy ons lei en wat hy vir ons sal gee. As hy 'n welbehae in ons het, dan sal die Here die land vir ons gee. Hoekom? As hy 'n welbehae in ons het, dan sal die Here saam met ons is. Hy sal saam met ons trek. Maak nie saak wat die Satan doen in ons lewe nie. Die Here se teenwoordigheid in ons lewe sal 'n groter werklikheid is as dit wat Satan doen, familie. Verder sê Joshua, wees net nie teen die Here opstandig nie. Wees nie teen die Here wederstrewig nie. Wees nie rebels teenoor die Here nie. Dit is nie baie gevra nie. Om te rebelleer teenoor die Here is om te weier om te doen wat die Here aan ons openbaar, wat ons weet wat reg is. As ons weet wat reg is, en as ons weet wat verkeerd is, en as ons weet wat sonde is, en ons gaan aan en ons doen die verkeerde ding, dan rebelleer ons teenoor hom. Al wat hy sê is, moet net nie teenoor die Here rebelleer nie, moet nie teenoor hom wederstrewig is nie, dan sal die Here saam met ons wees, familie. En as die Here saam met ons is, dan sal ons die land in besit kan neem. Maar hierdie mense het die verkeerde berig, het hulle geaanvaar. Want daar is 2 berigte. En omdat hulle die verkeerde berigte aanvaar het,
het hulle besluit dat hierdie man wat hierdie boodskap bring, hy moet doodgemaak word. En dit is die tyd van benoudheid wat op pad is. Dit is waarom die Here vir ons 'n boodskap gegee het. 'n laaste boodskap, Openbaring 14 vers 6 tot 12. 'n boodskap oor genade, dat ons saak met die Here kan regmaak en bepleit, want die deur van genade is vir ons oop. En wanneer ons hier die boodskap nie aanvaar nie, wanneer ons rug op die boodskap draai, as ons rug op die uitnodiging van die Here draai, dan maak ons self die deur van genade vir ons toe. Gehasie het die deur van genade vir homself toegemaak. Toe hy wat die boodskap oorgedra het, toe dit vir hom sy tekortkominge en sy begeertes vir hom 'n groter werklikheid was as die werklikheid dat hy moet op die Here vertrou en dat die Here hom sal deurdra. Omdat hy hierdie melaatsheid in sy hart oorkom het, toe sê hy vir homself, ek sal 'n plan maak. Toe maak hy sonde wat brand in die hart, die lus van sonde in die hart wat brand. Hy sal vir jou sê, wanneer jy met jouself praat, daarom sê ek, het maak nie saak of jy verslaaf is aan tikkie, wees net eerlik met jouself. Hy het met homself gepraat en vir homself gesê, want die hart brand, die gierigheid van sonde brand. Ek moet 'n plan maak om te kry dit wat die hart begeer. En hy het 'n plan gemaak en vir homself gesê, ek sal agter die man aangaan. Hy het 'n plan gemaak en hy het sy plan uitgevoer. As ons hier stop sit teenoor die sonde in ons hart, dan sal die sonde ons oorkom. Dan gaan die deur van genade vir ons toegaan. Ons maak die deur self toe vir ons. Hy het verder gegaan, hy het die plan gemaak, toe moet hy verder, toe moet hy wat maak, toe moet hy gaan lieg. En toe hy lieg, toe gebruik hy die profeet, toe lieg hy op die profeet se naam. En hy kom terug, en die Here se genade is nog steeds vir hom beskikbaar. Die profeet vra vir hom, Gehasie, waar vanaf kom jy? Hy lieg, hy sê ek het nergens gegaan nie. Wanneer die woord van die Here sê in 2 Tessalonisense 2, as ons hier liefde en 'n hart het vir die waarheid kom ons na ons toe. Die Heilige Gees van die Here kom. Hy sê, ek staan aan die buitekant van die hart se deur en ek klop. Ek staan aan die buitekant, dat jy jou hart oopmaak, dan sal ek inkom en saam met jou maaltyd hou. Hy forceer om homself op ons. Liefde forceer nie. Forceer is verkrag. Verkrag is die liefde nie. Die woord van die Here sê 2 Tessalonisense 2, die Heilige Gees van die Here pleit by ons. Hy oortuig ons van sonde. Elkeen van ons het die sonde en die loon van die sonde is die dood. Die werk van die Heilige Gees is om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons het die geregtigheid van homself nie, daarom wys hy vir ons na, soos Johannes die Doper gesê het, toe hy wys na Jesus Christus toe sê hy, daar is die lam van God wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. Hy maak die deur van genade vir homself toe. Die deur van genade is oop. Die profeet vra hom, waar vandaan kom jy? Hy
simboliseer. Dit is wat Abel teenoor gerebelleer het. Want die Here het vir hom ook gesê, die sonde lê en loer op hart, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Ons het die krag om te heers, behalwe deur die bloed, behalwe deur die geregtigheid van die Here Jesus Christus, wat opgeskink word in die geklank van een en elkeen van ons ore sit. En hoe meer hy gelieg het hy die deur van genade vir homself toegemaak. Daarom was hy gestraf, daarom het oordeel op hom gekom, daarom het Naaman se melaatsheid op hom gekom. En sy naam is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat in die laaste dae lewe. As ons, soos ek sê, daar was twee berigte. Hulle is by die grens, die manne het die land verken, hulle kom en hulle sê die vyand is groter en sterker, die stede is versterk. Hulle sien hoe groot is Satan en sy demone. Hierdie nuwe wêreldorde wat vir ons voorlê. Hierdie koop en verkoop. Hierdie soos Jakobus sê. Net soos Elisa vir Gehasie ook gesê. Gehasie, is het tyd? Is het dan nou nog tyd om agter die dinge van hierdie wêreld aan te gaan? Terwyl daar nie meer tyd is nie. Daar is nie meer tyd om tyd te morsie. Daar is nie tyd nie. Hierdie stilte wat ons nou ervaar, is 'n stilte voor 'n laaste storm wat vir hierdie wêreld gaan uitbreek. As ons rug op die boodskap draai, ons kan kies watter berig aanvaar ons. Ons maak die deur van genade soos Gehasie vir homself toe. Net soos daai deur van die ark in die dae van Noag, toe Noag ingegaan het. Die woord van die Here sê, toe het die Here God het self die ark se deur toegemaak. En die mense het nog buite aangegaan, lewe as normaal. Die geswoeg en die gesweet en die dinge van die lewe wat ons harte nou nog, daar's niks niets onder die son nie, sê die prediker. Hulle het soos ons, soos hierdie boodskap vandag ewe skielik hier gekom het, luister ons vandag na die woord van die Here. Wat sal ons gemaak het as die nou die koms van die Here gewees het? As die vandag die koms van die Here gewees het, dan is die toestand waarin die Here vir ons kom kry. Daai ding wat ons vir onsself sê, ek sal vandag kan ek so aangaan, ek sal my saak met die Here môre regmaak. Daai is 'n leuen uit die put van die hel. Sonde wat jy nie vandag oorkom nie, sal vir jou verseker môre oorkom. As jy die Here nie dien, terwyl dit met jou goed gaan nie, hoe sal jy die Here dien wanneer dit sleg gaan? Hoe sal jy die Here ken? In 'n tyd wat ons nog vryheid het en vryheid geniet, daar's 'n benoudheid op pad. Wie die rykes wat agter die skatte van hierdie wêreld aangaan, want daar is 'n ellende vir jou op pad. Hoe sal jy in die tyd van benoudheid, in die dag van ellende, hoe sal jy jou standpunt vir die naam en vir die saak van die Here inneem? Familie, kom ek deel nog 'n laaste paar gedagtes.
Ons het 'n keuse watter berig ons gaan aanvaar. Joshua het gesê, en dit is wanneer my bemoediging in die agtermiddag. Dit maak nie saak hoe groot Satan en sy demone is. Ons het 'n God wat groter en sterker is. Joshua en Caleb het vir hulle 'n woord van genade, 'n woord van bevryding gebring, 'n woord van genesing. Maar die sonde in die hart, omdat hulle nie die sonde in die hart geoorkom het nie, want die was 'n boodskap wat vir hulle gewys het. Ons sal nie met ons sonde kan ingaan nie. Hoe ver het die Here vir hulle gebring? Tot by die grens van die beloofde land. Net so die Here dan vir ons ook gebring het. Ons is letterlik by die grens van die hemelse beloofde land. Maar daar is niets vir ons. Hy is genadig. Sy genade skyn, omdat hy geen aannemer van persoon is nie. Sy genade skyn soos die son oor die regverdiges en oor die onregverdiges. Maar hy het ons gebring tot hier toe en nie verder nie. Hier vandaan met sonde nie verder vorentoe nie. Nie 'n tree verder nie. Daarom sê die woord van die Here vir ons, Job is 'n man wat vir God gevrees het. En deur vir God te vrees, het Job geweet om sy voet te weerhou van die verkeerde pad af. Ons wil op die verkeerde pad loop, met die verkeerde mense. Ons wil op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek wees, en dan verwag ons, goeie dinge moet met ons gebeur. Omdat hulle gewaarsku word ten opsigte van hulle se sonde. Ons sal nie kan wederstrewig is al, daar is nie ander vereistes nie. Moenie rebelleer teen die Here nie. Dit wat jy weet wat reg is, doen dit. Die Here, Handelinge 17 sê, die Here het die tyd van onkunde, wat ons nie geweet het wat reg en verkeerd is nie. Die Here het die tyd van onkunde, het die Here oorgesien, maar nou roep hy almal van ons om vir ons te kom bekeer. Hoekom? Omdat hy 'n dag bepaal het waarin hy hierdie wêreld sal oordeel deur 'n man wat sy naam is die Here Jesus Christus. Omdat hy die boodskap gebring het hulle gesê, hierdie manne moet doodgemaak word. Net soos wat dit in die laaste dae ook sal gebeur. Hierdie boodskap in Openbaring 14 vers 6 tot by vers 12, 'n boodskap oor die gebooie van die Here, 'n boodskap oor die koms van Jesus, voor sy koms, want by vers 14 kom hy op die wolke van die hemel, met 'n goue kroon op sy hoof, en 'n sekel in sy hand. Omdat dit 'n boodskap van vermaning is, om vir ons ook te sê, by die grens, hou op om te rebelleer teen die gebooie van die Here. Hou op, wees nie wederstrewig nie. En die ander ding wat ons ook nie moet doen is, vrees nie vir hulle nie. Hulle is groter as ons, hulle is sterker as ons, hulle se stede is versterk. 2 manne het 'n 1 tros druiwe gedra. Maar moenie vir hulle vrees nie. Ons gaan die stad vat. Hoekom? Want
Joshua het gesê, as die Here welbehae in ons het, dan sal hy die stad vir ons gee. Ons gaan het vat, nie deur ons eie krag nie, deur ons eie mag nie. Omdat hy toe vir Moses sê, stuur die manne om die land te gaan verken, 'n land wat ek aan hulle sal gee. Ons gaan die land ingaan, omdat die Here dit aan ons sal gee. Ongeag of hulle ons wil doodmaak, want dit is die boodskap wat sal maak dat hulle die kinders van die Here ook sal wil vervolg. En dit is iets niets, van hulle het die Here Jesus Christus, het hulle ook vervolg. En hulle het hom doodgemaak. So my boodskap is, my laaste paar gedagtes is, dit maak nie saak of die vyand groter is nie, ten spyte van 'n groter, sterker vyand, gaan ons dit vat. Want ten spyte van dit wat hulle saam met die Here Jesus gedoen het hy uit die graf uit opgestaan. Hulle het Johannes die Doper se kop, het hulle ook afgekap. So dit is iets niets. Ten spyte van die kruis, ten spyte van verwerping, ten spyte van die vernedering, ten spyte van die dood, het Jesus opgestaan. Ten spyte van 'n korrupte meerderheid, het die Here vir Noag en sy familie gered. Ten spyte van sy ouderdom, ten spyte van sy liggaam, wat al oud en sieklik en swak is, en ten spyte van sy vrou Sarah, wat nie meer kan kinders kry nie, het die Here God vir Abraham 'n kind gegee, om vir ons ook te wys, dat hy is die God, wat in staat is, om die onmoontlike te doen. Daar is niks vir hom onmoontlik nie. Ten spyte daarvan, dat Josef verraai was, in die tronk ingegooi is, vasgebeskuldig is. Ten spyte daarvan, het die Here God vir Josef verhef, en het hy vir Josef gebruik, om lewe te spaar. Ten spyte van die Rooi See, wat voor hulle was, en Farao en sy soldate wat agter hulle was, het die Here God vir Israel deur die Rooi See gevat. Familie, ons is by die grens. My boodskap is, wees nie wederstrewig nie. Die Here sal ons invat. Rebelleer nie teen die Here nie. Ons moet lewe in vertroue en in geloof, soos Moses, soos een wat die onsienlike God gesien het. Die teenwoordigheid van die Here moet vir ons 'n groter werklikheid wees as enige pyn wat ons beleef. Want sy woord staan vas. Jeremia het vir Sidekia gesê, die Here het gesê, hy gee vir ons oor in die hande van die Babyloniërs. Moenie wederstrewig is en opstaan teenoor Nebukadneser. Moet julle nie verset nie. Is nie nodig om jouself te verdedig nie. Ek gee julle oor. Ek gaan julle oorgee. Kom ons aanvaar ook die tug, die Here tug, diegene wat hy lief het. Is nie lekker nie, maar kom ons aanvaar die tug van die Here met liefde. Die Here se regstelling. Sidekia wou nie hoor nie. Sidekia het hom geverset. En omdat hy nie gehoor het nie,
voor sy oë doodgemaak. En hulle het sy oë uitgedruk. En dit sê vir ons, familie, die woord van die Here is verseker. Die woord van die Here ten spyte van enige iets wat Satan op ons pad sit. Die woord van die Here sal tot vervulling kom. Die woord van die Here sal bly staan tot in alle ewigheid. Of ons dit glo en of ons dit nie glo nie. Ons lewe in die laaste dae. Die woord van die Here het tot vervulling gekom in die tyd van Zedekia. En dit was die laaste ding wat hy met sy oë gesien het. Alles is die laaste ding wat jy sal sien. Maar jy sal sien, dit wat die Here vir ons sê, dit sal tot stand kom. Onze vyand is groter. Hy is groter en sterker as ons. Hy is so groot. Daarom sê die woord van die Here leer vir ons dat hy word genoem die aanklaer van ons broers. Hy wat ons aankla voor die Here dag en nag. Dit is met wie ons te doen het. 'n vyand wat nie rus nie. 'n vyand wat nie 'n einde het om ons ondergang te bepeinsie. En wat alles in sy vermoë doen en sal doen om ons te kry. In Sagaria hoofstuk 3 staan hy en hy beskuldig vir Sagaria. Hy is groter en sterker as ons. Hy is slimmer as ons. Hy sal oor die 6000 jaar as hy hier op hierdie aarde die demone en Satan wat ons mee te doen kry. Hy rus nie. Maar ons van genade dat ons weet, maar die bewaarder van Israel, hy slymer en slaap ook nie. Al wat ons moet doen is, ons moet nie wederstrewig wees teenoor hom nie. En ons moet ons saak met die Here regmaak. Daar is nie verlossing sonder bekering nie. Ons moet ons bekeer. Dit is 'n moedsaak. Hy staan en hy kla vir Joshua aan. En as ons ook ons saak met die Here regmaak, dan word ons name geskryf in die boek van die lewe van die lam wat geslag is voor die grondlegging van hierdie wêreld. Terwyl hy aankla dag en nag, het ons een. Al kan ons nie met ons krag, want ons is ook soos sprinkane in hulle se oë. Ons is niks in vergelyking met die duiwel nie. Maar ons het een wat vir ons intree. Terwyl hy aankla, dan kom die engel van die Here. En die engel van die Here tree aan vir Joshua. En die engel van die Here sê, is die dan nie 'n brandende hout wat ek uit die vuur uitgehaal het nie. Dit is hoe oorvloedig die genade van die Here en hoe beskikbaar dit vir een en elkeen van ons is. Ons is soos hout wat al brand wat klaar in die vuur is, maar is nog steeds nie te laat nie. So ons moenie teenoor hom wederstrewig is nie. Ons het een wat kan vir hom opstaan. Wat vir ons teenoor hom opstaan. Hy het sondelose mense vir Adam en Eva. Hy het sondelose mense en hy gelaat val. Nou wie is ek en jy as hy sondelose mense kan gelaat val? Maar daarom het ons nog meer rede om een aan ons kant te kry wat groter is en sterker is en magtiger is as hom. Want oral waar hy in stryd gegaan het, of waar sy engele in stryd
in die teenwoordigheid van die Here God staan. Wanneer Gabriel nie teen Satan kan oorwin nie, dan kom Michael. Die bevelvoerder, die Here Jesus Christus, wat self oor die engele het. Dit is my bemoedig, dankie familie, en elkeen wat geluister het. Die Here seën self die voorlesing van sy voorgelese woord. Sy Heilige Gees sal die naprediker wees van elke woord wat uitgegaan het en wat ontvang is in 'n oop en ontvanklike hart. En hy beloof, hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. My wee is nie julle wee nie. Ons het 'n probleem van melaatsheid, sonde in ons hart. En ons het nog 'n ander probleem. Ons ander probleem is soos Naaman. Terwyl ons verwag dat die Here moet beweeg in ons lewe, wanneer die Here vir ons oorwinning moet gee oor sonde. Hoeveel van ons het die finansiële deurbraak nodig? Wie het die deurbraak en oorwinning nodig vir hulle se huwelik en vir hulle se kinders? Daar's mense wat werk soek. Daar's mamas en papas wat siek is. Daar's van ons, soos ek net al gesê het, wat aan tik verslaaf is. Ons lewe lyk maar mooi, soos wat ons lyk hier vir mekaar, hier in die strate. Maar die Here het gesê, selfs vir die kerk, ons lyk soos wit gewaste grafte. Die geraamtes in ons kaste, die sondes in ons hart, die roes van sonde in ons hart, lyk nie mooi nie. Terwyl ons verlossing wag, het ons nog 'n probleem. Ons verwag verlossing moet kom op ons manier. En wanneer dit kom op ons manier, en deur wie en wat en hoe ons gedink het, en hoe ons wil, dan is ons teleurgestel. Ons gaan en ons doen wat die woord van die Here sê. Soos Naaman, ons gaan in die water van die Jordaan. En hy was ook gesê, want as het hier gereën het, dan het die water van die Jordaan op een plek stilgestaan. En er was modderig en kleierig. En as die water geroer het, dan het daar 'n stinkreuk opgekom. Ek is dan 'n generaal in die weermag van die koning van Syrië. Wat dink jy van my, om vir my te sê, ek moet vir my in vuil water gaan was? Maar wat kan ons doen, as die Here vir ons ook sê, gaan was jou in die vuil water, as die water vuil is, en jy beweeg die water en het stink, en daar is slange, en daar is goggas, of wat het ook al mag wees. Die Here het vir sy disippels ook gevra, toe die ander hulle sy rug op hom gedraai het, wil julle nie ook maar loop nie? Toe het Petrus gesê, want toe moet ons dan gaan, Here? Want toe moet ons gaan? U het dan die woorde van die lewe. Al kom die verlossing en die bevryding, wat ook al ons die Here voor vertrou, al kom het nie op ons manier. Sy gaan daar in die water, met hy melaatsheid, met hy seerplekke, en as in hy vuil water ingaan, daar is kieme en daar is bakterieë. Logisch gesproke, sal ons dink en redeneer, sy sal mos meer sieker word in hy water. Maar kom ons gaan, dit is die woord van die Here, dit is sy belofte van lewe, die woord hou die belofte van lewe in, as ons dit kan aangryp, in geloof, as ons ons harte oopmaak, en dit ontvang, en ons eie maak, en ons lewe daar volgens inrig. Maak nie saak hoe omstandighede lyk nie.
Dit maak nie saak nie. Hy het die eerste keer afgegaan in die water. Die seerplekke juk, hy het uitgekom, daar is geen verandering nie. Gaan af die tweede keer, hy het weer opgekom, die seerplekke het al stukkend geword. Weer af, weer op, weer af, 3 keer, 4 keer, 5 keer. Die seerplekke breek oop, daar in die water, die bloed, maak 'n kol in die water rondom hom. Dit lyk die Here het hom vergeet. 5 keer, 6 keer, die 7de keer, af in die water, moed verloor nie. As die Here so gesê het, hy gaan vir jou deurkom. Aanvaar dit, hy sal deurkom. Maak nie saak of het so lyk of voel of smaak of proe, of wat die ander mense sê of wat hulle dink nie. As die Here jou beloof het, hy sal deurkom. Die Here se woord is vas. Die Here se woord is verseker. Ek groet my familie in vrede en liefde. Joshua het gesê, en dit is maar net my bemoediging in die agtermiddag. Dit maak nie saak hoe groot Satan en sy demone is. Ons het 'n God wat groter en sterker is. Joshua en Caleb het vir hulle 'n woord van genade, 'n woord van bevryding gebring, 'n woord van genesing. Maar die sonde in die hart, omdat hulle nie die sonde in die hart geoorkom het nie, want die was 'n boodskap wat vir hulle gewys het. Ons sal nie met ons sonde kan ingaan nie. Hoe ver het die Here vir hulle gebring? Tot by die grens van die beloofde land. Net so die Here dan vir ons ook gebring het. Ons is letterlik by die grens van die hemelse beloofde land. Maar daar is niets vir ons. Hy is genadig. Sy genade skyn, omdat hy geen aannemer van persoon is nie. Sy genade skyn soos die son oor die regverdiges en oor die onregverdiges. Maar hy het ons gebring tot hier toe en nie verder nie. Hier vandaan met sonde nie verder vorentoe nie. Nie 'n tree verder nie. Daarom sê die woord van die Here vir ons. Job is 'n man wat vir God gevrees het. En deur vir God te vrees, het Job geweet om sy voet te weerhou van die verkeerde pad af. Ons wil op die verkeerde pad loop, met die verkeerde mense. Ons wil op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek wees, en dan verwag ons, goeie dinge moet met ons gebeur. Omdat hulle gewaarsku word ten opsigte van hulle se sonde. Ons sal nie kan wederstrewig is nie. Is al, daar is nie ander vereistes nie. Moenie rebelleer teen die Here nie. Dit wat jy weet wat reg is, doen dit. Die Here, Handelinge 17 sê, die Here het die tyd van onkunde, wat ons nie geweet het wat reg en verkeerd is nie. Die Here het die tyd van onkunde, het die Here oorgesien, maar nou roep hy almal van ons om vir ons te kom bekeer. Hoekom? Omdat hy 'n dag bepaal het waarin hy hierdie wêreld sal oordeel deur 'n man wat sy naam is die Here Jesus Christus.
omdat hy die boodskap gebring het hulle gesê, hierdie manne moet doodgemaak word. Net soos wat dit in die laaste dae ook sal gebeur. Hierdie boodskap in Openbaring 14 vers 6 tot by vers 12, 'n boodskap oor die gebooie van die Here, 'n boodskap oor die koms van Jesus, voor sy koms, want by vers 14 kom hy op die wolke van die hemel, met 'n goue kroon op sy hoof, en 'n sekel in sy hand. Omdat dit 'n boodskap van vermaning is, om vir ons ook te sê, by die grens, hou op om te rebelleer teen die gebooie van die Here. Hou op, wees nie wederstrewig. En die ander ding wat ons ook nie moet doen is, vrees nie vir hulle nie. Hulle is groot, hulle is groter as ons, hulle is sterker as ons, hulle se stede is versterk. 2 manne het 'n 1 tros druiwe gedra. Maar moenie vir hulle vrees nie. Ons gaan die stad vat. Hoekom? Want soos wat gesê, as die Here welbehae in ons het, dan sal hy die stad vir ons gee. Ons gaan dit vat, nie deur ons eie krag nie, deur ons eie mag nie. Omdat hy vir Moses sê, stuur die manne om die land te gaan verken, 'n land wat ek aan hulle sal gee. Ons gaan die land ingaan, omdat die Here dit aan ons sal gee. Ongeag of hulle ons wil doodmaak, want dit is die boodskap wat sal maak dat hulle die kinders van die Here ook sal wil vervolg. En dit is iets niets, want hulle het die Here Jesus Christus, het hulle ook vervolg. En hulle het hom doodgemaak. So my boodskap is, my laaste paar gedagtes is, dit maak nie saak of die vyand groter is nie, ten spyte van 'n groter, sterker vyand, gaan ons dit vat. Want ten spyte van dit wat hulle saam met die Here Jesus gedoen het hy uit die graf uit opgestaan. Hulle het, Johannes die Doper se kop, het hulle ook afgekap. So dit is iets niets. Ten spyte van die kruis, ten spyte van verwerping, ten spyte van die vernedering, ten spyte van die dood, het Jesus opgestaan. Ten spyte van 'n korrupte meerderheid, het die Here vir Noag en sy familie gered. Ten spyte van sy ouderdom, ten spyte van sy liggaam, wat al oud en sieklik en swak is, en ten spyte van sy vrou Sarah, wat nie meer kan kinders kry nie, het die Here God vir Abraham 'n kind gegee, om vir ons ook te wys, dat hy is die God, wat in staat is, om die onmoontlike te doen. Daar is niks vir hom onmoontlik nie. Ten spyte daarvan, dat Josef verraai was, in die tronk ingegooi is, vals beskuldig is. Ten spyte daarvan, het die Here God vir Josef verhef, en het hy vir Josef gebruik om lewe te spaar. Ten spyte van die Rooi See wat voor hulle was, en Farao en sy soldate wat agter hulle was, het die Here God vir Israel deur die Rooi See gevat. Familie, ons is by die grens. My boodskap is, wees nie wederstrewig nie. Die Here sal ons invat. Rebelleer nie teen die Here nie. Ons moet lewe in vertroue en in geloof, soos Moses, soos een wat die onsienlike God gesien
Die teenwoordigheid van die Here moet vir ons 'n groter werklikheid wees as enige pyn wat ons beleef. Want sy woord staan vas. Jeremia het vir Sidikia gesê, die Here het gesê, hy gee vir ons oor in die hande van die Babyloniërs. Moenie wederstrewig is en opstaan teenoor Nebukadnesar. Moet julle nie verset nie. Is nie nodig om jouself te verdedig nie. Ek gee julle oor. Ek gaan julle oorgee. Kom ons aanvaar ook die tug, die Here tug, diegene wat hy lief het. Is nie lekker nie. Maar kom ons aanvaar die tug van die Here met liefde. Die Here se regstelling. Sidikia wou nie hoor nie. Sidikia het hom geverset. En omdat hy nie gehoor het nie, die laaste ding wat hy met sy oë gesien het, hulle het gekom net soos die Here gesê het, en hulle het hulle gevange geneem en hulle gevange geneem. Het hulle sy kinders, sy seuns voor sy oë doodgemaak. En hulle het sy oë uitgedruk. En dit sê vir ons, familie, die woord van die Here is verseker. Die woord van die Here ten spyte van enige iets wat Satan op ons pad sit. Die woord van die Here sal tot vervulling kom. Die woord van die Here sal bly staan tot in alle ewigheid. Of ons dit glo en of ons dit nie glo nie. Ons lewe in die laaste dae. Die woord van die Here het tot vervulling gekom in die tyd van Sidikia. En dit was die laaste ding wat hy met sy oë gesien het. Alles is die laaste ding wat jy sal sien. Maar jy sal sien, dit wat die Here vir ons sê, dit sal tot stand kom. Onze vyand is groter. Hy is groter en sterker as ons. Hy is so groot. Daarom sê die woord van die Here leer vir ons dat hy word genoem die aanklaer van ons broers. Hy wat ons aankla voor die Here dag en nag. Dit is met wie ons te doen het. 'n vyand wat nie rus nie. 'n vyand wat nie 'n einde het om ons ondergang te bepeinsie. En wat alles in sy vermoë doen en sal doen om ons te kry. Hy is groter en sterker as ons. Hy is slimmer as ons. Hy sal oor die 6000 jaar as hy hier op hierdie aarde die demone en Satan wat ons mee te doen kry. Hy rus nie. Maar ons van genade dat ons weet, maar die bewaarder van Israel, hy slymer en slaap ook nie. Al wat ons moet doen is, ons moet nie wederstrewig wees teenoor hom nie. En ons moet ons saak met die Here regmaak. Daar is nie verlossing sonder bekering nie. Ons moet ons bekeer. Dit is 'n moedsaak. Hy staan en hy kla vir Joshua aan. En as ons ook ons saak met die Here regmaak, dan word ons name geskryf in die boek van die lewe van die lam wat geslag is voor die grondlegging van hierdie wêreld. Terwyl hy aankla dag en nag, het ons een. Al kan ons nie met ons krag, want ons is ook soos brinkane in hulle se oë. Ons is niks in vergelyking met die duiwel nie. Maar ons het een wat vir ons intree
Ons is soos hout wat al brand wat klaar in die vuur is, maar is nog steeds nie te laat nie. So ons moenie teenoor hom wederstrewig is nie. Ons het een wat kan vir hom opstaan. Wat vir ons teenoor hom opstaan. Hy het sondelose mense vir Adam en Eva. Hy het sondelose mense het hy gelaat val. Nou wie is ek en jy as hy sondelose mense kan gelaat val? Maar daarom het ons nog meer rede om een aan ons kant te kry wat groter is en sterker is en magtiger is as hom. Want oral waar hy in stryd gegaan het, of waar sy engele in stryd gegaan het saam met die demone, selfs die engel wat sy naam is Gabriel, wat in die teenwoordigheid van die Here God staan. Wanneer Gabriel nie teen Satan kan oorwin nie, dan kom Michael. Die bevelvoerder, die Here Jesus Christus, wat self oor die engele het. Dit is my bemoediging. En hy beloof, hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. My wee is nie julle wee nie. Ons het 'n probleem van melaatsheid, sonde in ons hart. En ons het nog 'n ander probleem. Ons ander probleem is soos Naaman. Terwyl ons verwag dat die Here moet beweeg in ons lewe, wanneer die Here vir ons oorwinning moet gee oor sonde. Hoeveel van ons het die finansiële deurbraak nodig? Wie het die deurbraak en oorwinning nodig vir hulle se huwelik en vir hulle se kinders? Daar's mense wat werk soek. Daar's mamas en papas wat siek is. Daar's van ons, soos ek net nou gesê het, wat aan tik verslaaf is. Ons lewe lyk maar mooi, soos wat ons lyk hier vir mekaar, hier in die strate. Maar die Here het gesê, selfs vir die kerk, ons lyk soos wit gewaste grafte. Die geraamtes in ons kaste, die sondes in ons hart, die roes van sonde in ons hart, lyk nie mooi nie. Terwyl ons verlossing wag, het ons nog 'n probleem. Ons verwag verlossing moet kom op ons manier. En wanneer dit kom op ons manier, en deur wie en wat en hoe ons gedink het, en hoe ons wil, dan is ons teleurgestel. Ons gaan en ons doen wat die woord van die Here sê, soos Naaman, ons gaan in die water van die Jordaan. En hy was ook gesê, want as het hier gereën het, dan het die water van die Jordaan op een plek stilgestaan. En het was modderig en kleierig, en as die water geroer het, dan het daar 'n stinkryk opgekom. Ek is dan 'n generaal in die weermag van die koning van Syrië. Wat dink jy van my, om vir my te sê, ek moet vir my in vuil water gaan was? Maar wat kan ons doen, as die Here vir ons ook sê, gaan was jou in die vuil water, as die water vuil is, en jy beweeg die water en het stink, en daar is slange, en daar is goggas, of wat het ook al mag wees. Die Here het vir sy disciples ook gevra, toe die ander hulle sy rug op hom gedraai het, wil julle nie ook maar loop nie? Toe het Petrus gesê, want toe moet ons dan gaan, Here? Want toe moet ons gaan? U het dan die woorde van die lewe. Al kom die verlossing en die bevryding, wat ook al ons die Here voor vertrou, al kom het nie op ons manier. Sy gaan daar in die water, met hy melaatsheid, met hy seerplekke,
die water. Maar kom ons gaan. Dit is die woord van die Here. Dit is sy belofte van lewe. Die woord hou die belofte van lewe in. As ons dit kan aangryp in geloof, as ons ons harte oopmaak en dit ontvang en ons eie maak en ons lewe daarvolgens inrig. Maak nie saak hoe omstandighede lyk nie. Dit maak nie saak nie. Hy het die eerste keer afgegaan in die water. Die seerplekke juk. Hy het uitgekom. Daar is geen verandering nie. Gaan af die tweede keer. Hy het weer opgekom. Die seerplekke het al stukkend geword. Weer af, weer op, weer af. 3 keer, 4 keer, 5 keer. Die seerplekke breek oop. Daar in die water, die bloed maak 'n kol in die water rondom hom. Dit lyk die Here het hom vergeet. 5 keer, 6 keer, die 7de keer af in die water. Moed verloor nie. As die Here so gesê het, hy gaan vir jou deurkom. Aanvaar dit, hy sal deurkom. Maak nie saak of het so lyk of voel of smaak of proe of wat die ander mense sê of wat hulle dink nie. As die Here jou beloof het, hy sal deurkom. Die Here se woord is vas. Die Here se woord is verseker.